dankie dat ek vanoggend in aanbidding voor U kan val. Here, dankie dat ek kan weet dat U vanoggend in hierdie plek is. Here, dankie dat ek weet, Here, U is die koning van die konings. Here, daar is niemand soos U nie, Here Jesus. Here Jesus, dankie vir U liefde, U oneindige genade, Here Jesus. Want U alleen is heilig, 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 kan ons roep vanoggend in hierdie plek, Here. Jesus Christus, dankie dat U bereid was om vir ons sondes te sterf. Here, dankie dat U bereid was om ons hartseer, ons pyn, ons lyding te vat, Here, sodat ons kan vry wees vanoggend, Here Jesus. Papa Vader, dankie dat U vanoggend in hierdie plek is om vanoggend harte te kom verander, Here Jesus. Because you are the surgeon of our hearts, Lord Jesus. U is die een wat vanoggend kom verander. U is die een wat vanoggend kom gesond maak. U is die een wat kom pleister plak, Here Jesus, en jou. U is die een wat vanoggend vir ons nuwe hoop gee. U is die een wat vir ons nuwe vuur gee. Here, ek kom net vanoggend en my gebed is, Here Jesus, dat terwyl ons hier is vanoggend, Here, ons nie sal weet, Here, U is hierso, U is hier om vanoggend te kom regmaak wat stikkend is. Here, ons moet net vanoggend oorgee, ons moet net vanoggend bereid wees om te ontvang wat U wil gee vanoggend, Here Jesus. Here Jesus, dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Dankie dat U die prys betaal het, sodat ek vanoggend gered kan wees. Here, dankie dat ek vanoggend kan weet, Here, daar is niemand soos U. Want U is die ek is, Here Jesus. U is die een wat vir ons hoop gee. U is die een wat vir ons aanspoor. U is die een wat, Here, nie daar is. Here, dankie vir die genade en liefde vanoggend. Dankie dat ons dit vanoggend kan ervaar. Ek bid dat U nou op hierdie oomblik harte sal verander, Here. Mense se lewens sal verander, Here. Soos net U kan. Ek bid dit in U groot en heilige naam. Amen. Ek wil vanoggend gaan ek met julle iets deel wat die Here op my hart gelê. Ons het maandag aand kom bid hier by die kerk en terwyl ons gebid het daar 'n liedjie gespeel. En in die liedjies is die volgende woorde: My heart needs a surgeon. En ek het hierdie woorde so geluister. En ek het gedink, Here, wat meer het ek nodig as U om my hart te kom verander? En miskien sit jy vanoggend hier so en jou hart moet verander. Miskien het jy so hard geword as gevolg van situasies en omstandighede. Miskien is jy vanoggend hart gebreek, stikkend, flenters, maak nie saak wat dit is vanoggend. Ek wil vanoggend vir jou sê, God is in hierdie plek vanoggend en hy wil jou hart kom heel maak. Hy wil kom dit wat die vyand kom steel, wat hy kom heel maak, want net hy kan dit heel maak. Geen ander mens nie, geen niemand kan heel maak wat God kan heel maak. So, my hart vergeet dat God vanoggend elke een se hart kom heel maak wat stikkend is. Of dit is as gevolg van teleurstelling, of dit is as gevolg van verhoudings, wat het ook al nog weet, vanoggend is God in hierdie plek, en God wil jou hart kom heel maak. Miskien is jy kwaad vir iemand, hy wil dit kom wegvat. Miskien voel jy vanoggend, weet jy wat, net, hoekom is ek hier? Wat is die rol van my lewe? Ek wil vir jou sê, God is hier wat jy is, en jy is hier vir 'n rede vanoggend. So moenie dat die vyand vir jou kom lieg en bedrieg, en vir jou sê, jy is nie werd. Jy is meer as werd vanoggend. So God gaan jou chirurg vanoggend wees. God gaan die een wees wat jou kom heel maak, van jou kop tot jou tone, en hy gaan vanoggend iets in jou doen, wat niemand anders sal kan doen nie. En jou joy sal terugkom, jy sal blydskap hê soos nog nooit van tevore nie. Maar jy moet die vanoggend die eerste stap neem en sê, Here, I surrender it to you this morning. Kom wees U die chirurg in my hart. Kom wees U die een wat harte verander. Nou ek wil vanoggend met julle gou 'n definisie lees. Okay? En ek het 'n bietjie gaan, nou ek het in die hospitaalindustrie gewerk, maar ek het so 'n bietjie van die goed vergeet. So het ek nou gegaan en toe gaan ek, wat is 'n kardiovaskulêre chirurg? Of 'n hartchirurg soos ons hom nou ken. Okay, ek kan vir die definisie lees. 'n Kardiovaskulêre chirurgie opereer jou hart en bloedvaat om skade te herstel wat veroorsaak word deur siektes of afwykings van die kardiovaskulêre stelsel. So dit beteken, in kort en kragtig, jou hart het skade gekry, iemand kom maak hom reg, né? Nou vanoggend is God hier
want hy is die hartchirurg, hy ken jou van jou kop tot jou tone weet hy. Hy weet hoeveel tone het jy, hy weet hoeveel vingers het jy, hy weet hoeveel hare is op jou kop, hy weet alles. So wie beter, die een wat my gemaak het, om vanoggend te kom en my hart reg te maak. Niemand anders kan dit doen. Niemand anders kan doen wat hy kan doen. En daarom sê ek vanoggend vir jou, weet jy wat, kom gee oor aan God vanoggend. Kom dat hy vanoggend kom regmaak wat mense gesteel het by jou. Wat situasies by jou gesteel het. Ons almal het battles, ons almal is kwaad, ons almal het hartseer, ons almal het een of ander ding. Laat God dit fix vanoggend. Maar jy het vanoggend kom oorgee. Ek gaan dit nie doen nie. God gaan. God wil vanoggend. En weet jy wat is jou afwyking? Wat is jou siekte? Want dis hy sê, 'n hartseer maak siektes gesond. Dis jou depressie miskien, dis miskien jou hartseer, dis miskien jou gebrokenheid, dit is wat ook al daar is wat jy het vanoggend, wat nie reg is nie, wat nie is soos wat jy moet nie. Ons almal moet eintlik optimaal kan funksioneer wanneer ons onder die bloed van Jesus Christus is. Ons het nie nodig om allerlei pilletjies en ditjies en daai. God is die chirurg. God is die geneesheer. So ons het hom nodig vanoggend. So ek wil vanoggend vir sê, weet jy wat kom vanoggend? Miskien moet iemand vergewe vanoggend. Miskien moet iemand vryspreek vanoggend. Dat jy al so lank mee vas het. Jy is al so lank kwaad, jy is al so lank. Let it go. Let God take control this morning. Ek glo in my hart, ons gaan nou 'n hele gemeente van huil en trane sien, want nie omdat u die Here vanoggend vir iets kom doen. God wil jou hart kom reg. En ek weet, ek kyk vir julle, ek sien harte wat gebroken is, ek sien mense wat stikkend is, as gevolg van omstandighede, situasies. God sê, ek is hier om het reg te maak. Ek is hier om vanoggend jou hartseer te kom wegvat. Ek is vanoggend hier om die depressie weg te vat. Ek is vanoggend hier om jou gevoel van, ek is nie werd nie, weg te vat. Want jy is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus vanoggend. But you have to let go. Jy moet volgens Here, hier's my hart. Jy weet natuurlik, as jy nie 'n hart het, is jy dood. So eintlik wil ek vir sê, as jou hart seer is, as jou hart skade is, jy al 'n bietjie dood vanoggend. So jy moet jou hart weer regkry, sodat jy kan lewe, want lewe het jy voor in volheid vanoggend. Wat God gee. So vanoggend wil ek vir sê, daai hart van jou wat stikkend is, kom gee dit vir God vir jou. Hy wil vanoggend dit regmaak. Hy wil kom herstel vanoggend. Vir wie sê God vanoggend? Vir wie moet jy vergewe? As jy vanoggend siek, letterlik siek, God kan dit gesond maak. He says, give it to me. I'll fix it for you. I love you so much. Maar weet jy wat? Vanoggend, dat ek jy moet vanoggend kom en jy sê, Here, hier is ek. Net ek kan. Weet jy wat? Mense se vreugde en vrede is gesteel. En ek praat die laaste tyd met baie mense in general. En hulle sê vir my, ek is hartseer. Ek is kwaad, ek is nie meer bly nie, ek het nie meer my spaak nie. En ek wil vanoggend vir sê, as jy dit wil herstel, gee dit vir God vanoggend. Hy wil kom herstel. Lyk dit vir jou onmoontlik? By God is niks onmoontlik nie. Ons het verlede week en Sondag 'n amazing oggend gehad hier, in God se teenwoordigheid. Ek het tot Vrydag mense gehad wat nog met my gepraat het oor wat Vrydag. Dat is vrede Sondag weer gebeur. En ek glo dat God nog iets grooters onder ons
as vir julle Sondag. But you must be prepared for it. Jy moet vanoggend sê, ek is reg, Here. Ek het lank genoeg met hierdie gevoel in my binneste rondgeloop. Ek het lank genoeg siek gewees. Ek het lank genoeg wat ook al. Ek wil hê jy moet regmaak. So wat is dit vanoggend wat in jou lewe nie reg is nie? Wat moet jy vir God gee vanoggend? Wat moet God vanoggend kom regmaak in jou lewe? Jou onvergewensgesindheid, jou hartseer, jou pyn. God is hier en hy wil dit vanoggend fix. So ek wil vir julle gaan lees uit Johannes 4. As jy jou Bybel het, is jy welkom om Johannes 4 te gaan kyk. Nou, Johannes 4 is 'n storie, is 'n baie bekende storie. En ek wil dit vanoggend met jou share, want terwyl ek voorberei het hierdie storie net so by my kom tuis raak en weer, ek het besef, maar weet jy wat, God het in elke verhaal wat in die Bybel is, of elke gelykenis, of hy het iets wat hy vir jou wil sê. En vanoggend wil ek met jou hierdie deel, dis waar Jesus met die Samaritaanse vrou te doen gehad het. So, die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg daarop toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het eens 'n skepting nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en selfs saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord daar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hierdie hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het hom gesê, nee, ek sien nie eens dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê hulle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê te vra, glo my mevrou, daar kom 'n tyd, wanneer julle die Vader nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet dat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader deur die Gees en in waarheid sal moet dien. God is die Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus haar, dit is ek wat met jou praat. En terwyl ek so met hierdie hele storie besig is, hoor ek die Here sê, ek ken jou binneste. As ek nou vanoggend na Nikita toe kom, en ek vra vir Nikita, is jy okay? En Nikita sê vir my, dit gaan uitstekend. God weet, sy praat nie. En so met elkeen van ons. Jy kan pretend soveel as wat jy wil vir die wêreld, maar God ken jou, want hy het jou gemaak.
Hy weet wat daar diep binne in jou hart is. Hy weet nie, as jy het jy nou jou pa vergewe vir wat, dan gaan jy sê, ja, ek het hom vergewe, maar hier binne, ek vir hom mos, vir hom draai, vir hom skiet, vir hom sluit, alles. Nee, God weet, so moenie lieg nie, maar jy lieg vir jouself. God weet in elk geval wat in jou hart aangaan. Hy weet presies wie jy is, hy weet wat jy dink en wat jy doen, alles. En ek gaan dit net vir hy die Bybel uithaal, want jy glo by my, so ek gaan dit net vir jou bewys. Maar God ken jou so goed, dat hy alles van jou af weet. So net so het hy geweet presies, hierdie vrou het nie net, is nie nou, gaan al jou man, nee, en ek het nie man nie, ja, jy het al 5 ander gehad. En nie wat jy nou het, is ook jou nou nie. Hy ken dit, hy weet. Here, gee vir my van daai water wat jy kan gee. Ja, God wil vir jou lewende water gee, maar vir jou om lewende water te kry, moet jou hart reg wees. Want jy moet nie stikkend wees, want weet jy wat, ons kan nie borrel nie, jy kan nie oorvloedig hê, of gee, of wat ook al, as jy nie heel is van binne nie. Maar ons loop elke dag met die seer, die diep binne ons almal doen dit, nie vir my nonsens vertel nie, jy is ons so tough guy, jy is net so skuldig, die mans is die skuldigste van alles, ons wil altyd dink, ons is okay, ons sê vir die wêreld, ons is okay, ons draai die wêreld op ons skouers, maar ons is okay. Ons het die seer, ons het die pyn, ons is mens. So as God by jou iets wil verander vanoggend, moet jy toelaat dat hy dit verander. As God jou hartseer wil verander in joy, dan moet jy toelaat dat God dit verander in joy. Moenie laat die vyand kom steel nie. Die vyand weet wat is jou swakpunt. Hy weet wat is waarvan hou jy nie. Hy weet hoe om vanoggend, en ek sien hoe julle ratte vanoggend, wat het hy nou van, hoe weet hy? Ek weet nie, want ek weet wat God weet. Ek het nou net vir jou gesê, Jesus het reeds geweet dat haar vrou ander 5 ander manne gehad het. So hoekom gaan hy nie weet wat in jou lewe aangaan nie? So maak die saak, hoe hard jy probeer om weg te steek dat iets jou pla nie. God weet het. God ken jou hy ken jou heeltemal. So this morning you need a surgeon, and God is that surgeon. Vanoggend het jy nodig om herstel te word. Wil jy regtig vir nog 5 jaar of 3 jaar of 2 jaar of 6 maande met 'n dikpak aangesig rondloop omdat jy kwaad is of omdat jy frustreerd is of wat ook al? Hoekom wil jy dit nie net fix dat God dit regmaak vanoggend in jou lewe nie? Hoekom wil jy nie net vergewe wat jy moet vergewe nie? En dat gaan nie. Because God is the surgeon. He wants to heal you. Weet julle wat is die oorsaak baie keer van mense wat nie gesond word nie? Hulle hardkoppigheid. Het jy gehoor wat ek sê? Jou hardkoppigheid maak baie keer seker dat jy nie gesond word. Maar solank as wat jy nie wil dat let go nie, hoekom moet God dit vir jou fix? God wil jou lewe verander. En ek en jy is veronderstel as kinders van God dat die lewende water uit ons borrel. Dit moet stroom. Dit moet laat gaan. Het jy al 'n fontein gesien wat borrel? As jy bloep, dis dis water. Gaan kyk na 'n waterval. Wat kan dit laat gaan? Ek is bevoorreg, en ek weet nie hoe kom ek nou daar nie, ek weet nie wie van julle het al Frozen gekyk. Nou, ek is in 'n bevoorregte posisie om Frozen vir die afgelope 2-3 maande amper elke dag te kyk. Okay? Frozen 1 en 2, by the way. Nou, maar hierdie kinderstorie is verskriklik interessant, want daar is 'n sekere gedeelte wat, en ek dink is Frozen 2, waar die damwal moet bars. En as die damwal bars, so gaan kyk dit, dis amazing, dis nou eintlik wat ek vir jou wil sê, dis hoe ek en jy moet wees, en dan kom daai boulders wat hulle gooi, daar's 'n grotsmonsters wat nou die goed gooi, en dan sien jy net water, en in die next moment kom hy water, nou dis water, né? En dan kom die ijsprinses hier nou, en dan stop sy die water nou net voordat dit die hele
kasteel moet platvee. En dis wat ek eintlik sê, die Heilige Gees moet so oor jou kom, dat jy voel jy wil platval, en net God kan dit stop in jou lewe. Maar weet jy wat? Ons is gevrekte Christene vandag. Ek gaan nie daarby stop. Ons is regtig gevrek. Ons het die lewende God. Ons het die koning van die konings wat ons aanbid. Jy het ons lyk soos 'n klomp. Jy kan die picture kry. Ons moet oorvloedig, ons moet laat gaan. En my gees moet roep na God se gees vanoggend. Want God sê, kom dien my in gees en in waarheid. Los bietjie jou vlees, knyp jouself eintlik. Los dit bietjie agter en dat God beheer vat. God wil jou verander. God wil jou lewe beter maak. Hy wil jou pyn, jou hartseer, jou ellende, jou frustrasie, alles kom wegvat. En jy moet laat God oorvat. En jy moet jy allemaal al reg opspring met die Here begin dien en maar nee. Ons met die Here begin aanroep in die kerk. Ons almal wil wonders sê, ons wil almal iets hê moet gebeur, om iets verander in ons lewe. Maar wat laat jy toe dat God verander? Ons het ons selektiewe gedeeltes wat God mag verander. Here Jesus, ek sal vir Sunny vergewe, maar ek gaan nie vir Pietie vergewe. So ek moet eers net so 'n bietjie met daai saamleef, ek gaan dit nog saam met my dra, en dan eendag as ek beter voel, dan sal ek vir Pietie vergewe. En intussen maak Pietie se kwaadheid en sy woede jou dood van binne af. Want dit vat jou joy weg. Want elke keer wat jy vir Pietie sien, wil jy Pietie met 'n baseballbat. Wat help dit jou, jy voel so? Ja, jy kan nou maar lag net jy kan, dis die flippenryne waarheid vanoggend. Ons word so kwaad van ander mense en ons het soveel wrokke en haat en emosies teenoor ander mense dat ons vergeet dat ons eintlik hier is om God te dien en ons moet vryspreek en losbreek. Jy wil hê, mag liewe Jesus vergewe my vir my sonde, maar ek kan nie vir Koos vergewe of vir Pietie nie. Dit was Pietie wat moet ek vergewe. Ek moet vir Pietie vergewe nie. Laat dit gaan. Laat God beheer vat. Laat die Heilige Gees oorvat in jou. Here, verander my hart vanoggend. Verander my denke vanoggend. As ek wil kwaad wees, Here, laat daar iets in my gebeur wat ek blydskap in terugkry. Here, as dit nie met my goed gaan vandag nie, dat dit met my goed gaan. Bring iets wat vir my vreugde bring. Laat my lag. Lag is die beste medisyne. Lag maak iets in jou wakker. Gaan kyk as iemand lekker lag. Daar's nie iets wat gebeur. En dis wat ek en jy moet. Ons moet toelaat dat God vanoggend ons harte kom verander. Hy moet vanoggend daai messie vat en kom uithaal wat moet uithaal. Dit gaan 'n bietjie seer wees, maar dit gaan goed wees. Partykeer is 'n bietjie, dit bly einde, maar op die einde word dit heel, en as dit heel word, word dit beter. Dan kan God iets doen. Dan kan ons ons ore oopmaak om God se stem te hoor. Dan kan ons doen wat God se wil is. Nou, Jeremia 1 vers 5 sê, voordat
ek jou in jou moeder skoot gevorm het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as 'n profeet vir die nasies aangestel. So, voordat Jeremia geroep is, het God op hom gesê, ek het jou nie geken of voor dit. En net so, nog voordat jy gebore is, het God jou reeds geken. So hy weet presies, hy het geweet wat hoeveel sy keer hare gaan hê, wat sy keer oog gaan hê, wat sy tone gaan hê, alles. So jy moet vanoggend kom en sê, okay Here, U ken my, kom verander my. Wat het ek nodig om te laat gaan vanoggend? En weet jy wat, dis nie skaam as, jy moet nie skaam te voel as jy volgende kwaad is vir iemand nie. Jy moet net kan herken. As jy kan herken dat jy nie perfek is en dat jy God nodig het, dis wanneer God met jou kan werk. Amen. Psalm 139 sê die volgende. Psalm 139 sê die volgende. Here, U sien dwars deur my. U ken my. So, soos ek sê, ek gaan miskien nie jou hartseer kan sien nie. Ek gaan miskien nie kan sien wat daar diep binne aan die gaan, maar God sien dit want hy ken dit. After all het hy gemaak. So hy weet. So jy gaan vir my kan jok, jy gaan vir die wêreld kan jok, maar jy kan nie vir God jok nie. So hoekom wil jy jok in die eerste plek? Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U Here weet wat dit gaan wees. So nog voordat jy iets gaan sê, dan weet God klaar wat jy wil sê. So hy weet klaar jy gaan jok. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is hoog vir my begin. Dit is net 'n groot vir ons om eintlik te besef hoe God ons eintlik ken, sonder dat ons eintlik enigiets te doen of te sê. So nog voordat jy vir God vanoggend kan sê, Here, ek is kwaad vir XYZ, Here, weet God, jy is kwaad vir XYZ. Nog voordat jy vanoggend kan sê, Here, ek wens ek kan gesond word. Dis my hartsbekend. God weet dit vanoggend. Maar jy moet dit vanoggend vir God gee. So vir wie is jy almal kwaad vanoggend? Maak jou lysie as jy moet. En dan gee dit vir God. En sê, Here, maak hierdie lysie nou dat ek kan gesond word. Want wat gebeur? Kom ek verduidelik julle gou. Weet jy wat? Jy kan nou het jy al 'n klomp vrugte bymekaar gesien, hè? Wat verskriklik mooi is. En dan is daar een vrot vruggie. En wat doen daai een vrot vruggie? Hy maak die res vrot. As jy hom nie uithaal nie, hè? Hoe langer jy hom los, hoe meer. Dis soos ek het in die week kaas in my yskas ontdek. Dit was mooi kaas. Dit het sulke dit het hare gegroei, dit was 'n bietjie blou. Dit kon ek nie wat gaan dit as blou kaas. Nou dis wat met jou en my gebeur. Hoe langer ons toelaat dat iets in ons lewe is wat nie daar hoort nie, hoe vrotter word jy. Hoor jy my? Jy word vrot. En dan begin jy stink. En dan begin niemand van jou hou nie. En dan wil jy heel met niemand van jou hou nie. Maar jy vrot. So dit is makliker wanneer die pyn daar is om dit vir God te gee sodat hy dit kan fiets. So miskien sit jy nou maar van ons het nou hierso, ons is nou al jare wat ons met vrot rondloop. Kwaadheid, frustrasie, woede, what you name it. So laat dit gaan. Want hoe langer jy daarmee gaan saamleef, hoe vrotter gaan jy word, hoe stinker gaan jy word en dan niemand van jou ken nie. En dan is jy kwaad vir genoeg, dan is jy nog meer kwaad. En op die ou einde mis jy die bus om by Jesus uit te kom. Want jy fokus op dit. En hoor nou gou die einde.
hoe meer ek en jy van die swartgalligheid wat ek amper nou sê, daai vrot vruggie in ons toelaat, né? Hoe minder wil jy saam met God wees. Hoe minder wil jy vir die wêreld wys dat God leef. Hoe minder wil jy ander mense se lewens. Jy kry eintlik lekker as iets met iemand anders gebeur. Nie Martin. Glad nie. Stoot jy. En dis nie hoe God ons gemaak het. So ek wil vanoggend sê, laat God vanoggend beheer vat. Let him be your surgeon this morning. As hy kom uithaal wat moet uitgehaal word. Sodat jy kan beter voel. Is dit regtig vir jou lekker om te voel soos jy voel? Nee. As jy my ja sê, is dit vir. Is dit nie vir jou lekker om te lag nie? Is dit nie vir jou lekker om joy te hê nie? Is dit nie vir jou lekker om iets vir iemand anders te kan doen met 'n goeie hart? Dis mos wat. Maar wat gebeur? Wanneer ons nie dit doen? Ons word vrot. En ek kan nie van vrot kies. Psalm 139 gaan net verder, vers 13. U het my gevorm, my in mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Jy is 'n wonderwerk, punt stop vir my. Die feit dat jy hier is vandag, is 'n wonderwerk. Wat God het gedink, ek word daai persoon op hierdie aarde. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in my moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in 'n U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opneem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Maak nie saak wat nie. God is vir jou. Hy sien teen jou. God is hier om vanoggend te kom vra. Hoor hierdie amazing woorde. 1 Samuel 16 vers 7. 1 Samuel 16 vers 7, dit kom uit die boodskap uit. Maar die Here sê vir Samuel, moenie kyk hoe hy lyk of hoe groot hy is. Ek wil hom nie hê nie. Dis nie wat 'n mens kan sien wat tel nie. Mense kyk na iemand se buitekant. Ek, die Here, kyk na die mens se hart. So dit maak nie saak hoe groot jy is nie. Eintlik wat ek vir jou voel, ek wil vir jou hoop gee as jy klein is, okay? Daar's hoop vir jou. Die Here kan jou ook gebruik. Hy kyk na jou hart. Nou as jou hart vol vuil en donker en swart is, ons selfs ons kinders, as jy stout is, jou hart word swart, né? Jy vertel vir hulle sulke stories as ouers. Nou jy as groot mense hartjie word ook swart as jy aanhou om dieselfde goed oor en oor mee saam te lewe, om nie te laat gaan. So miskien is dit tyd dat jy laat gaan. Jesegiel 36:26. Die ouens wat die kursus gedoen het, sal weet, dit was die heel eerste versie wat ons gelees het. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Weet jy wat? Ons harte moet nie so kliphart wees nie. Mense het hard geword. Mense het vergeet om te lewe. Ons moet weer 'n vleishart kry. Ons moet laat God kom werk in ons. En vanoggend kom in jou, kom oopsny en die klippie uithaal en vir jou sagte hart gee. Een wat weer compassion het vir jou medemens, een wat weer liefde gee, een wat weer die vrug van die Gees kan uitleef vir die wêreld. Niks meer haat, twis, afguns en al daai lelike dinge. Vergewensgesindheid.
kan dit uit ek nou gesê. Ons wil so graag hê, God moet ons vergewe. Maar ons vergewe nie. Here, vergewe my. As jy in Matteus kan lees van die Onse Vader en sê, Here, vergewe my, soos ek my skuldenaars vergewe. As jy mooi lees. So eers moet jy vergewe, om actually vergifnis te verdien. Ouch. Dit wil jy nou nie gereed volg. Johannes 10 vers 14 is 'n amazing vers in die Bybel. Dit sê, ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. So as jy 'n hartjie van sagtheid het, sal jy God se stem kan hoor, sodat jy van as jy die herder ken. En jy sal weet wat die herder van jou verlang, elke dag van jou lewe. Sodat hy hierdie klip wat in jou hart is, kan uithaal vanoggend. So vanoggend wil ek vir iemand sê, kom haal jou hart, kom gee jou hart vir Jesus, dat hy vanoggend kan kom regmaak. He's the only one that can make your heart beat again. Jy kan aanhou, soos ek sê, jy kan nog 2 jaar, nog 3 jaar, nog 4 jaar, nog 10 jaar, nog 15 jaar, nog 20 jaar, met hierdie haat, met die kwaad, met die frustrasie, met alles rond jou. En wat gaan dit doen? Jou doodmaak. En dis nie die moeite werd. Want God het jou en my gemaak, om soos wat hy vir haar vrou by die put gesê, om strome van lewende water uit ons binneste uit laat vloei, sodat ons kan vir mense vertel van hoe amazing God is, en wat hy vir jou en vir my beteken, en omdat hy ook vir ons lief is. So ek gaan vanoggend, terwyl ek die vir jy kan so lank daar lied van ons, van Danny, of die getuienis, ek vir jou 'n kort getuienis, en daarna gaan die liedjie, ek wil nie met die liedjie op sommer speel, gaan ek die liedjie laat speel, van wat Let my heart beat again. Miskien het jy, ek glo jy het hom al iewers in jou lewe gehoor. Maar ek wil vanoggend sê, jy moet vanoggend wat hier sit, met jy 'n keuse, wil jy hê jou hart moet weer klop, of wil jy net aangaan om te voel soos wat jy nou voel? Dis 'n keuse wat ons het. Ons kan nie elke dag en elke week en elke maand kwaad wees nie. Ons kan nie elke dag en elke week en elke maand misluk wees nie. Maar goed van die verlede nie. Iewers het ons nodig om te begin lewe. Iewers het ons nodig om hartseer met vreugde te verplaas. Iewers het ons nodig om pyn met oorwinning te replace. Because you can't feel like you feel every single day. Weet jy wat? Ek sien 'n klomp robotens met my daarvoor. Mense het robotens geword. En hoekom sê ek dit? Want as gevolg van jou omstandighede, survive jy dit. Jy lewe nie, jy is eintlik half 'n suurstofdief. Sorry. Maar, jy gaan nie daar. Dus as jy sit jy het 'n vliegtuig gebord wat op autopilot gegaan het. Ons kan nie so werk nie. Dis nie hoe God ons gemaak het nie. Hy het ons gemaak om te lewe. Hy het ons gemaak om joy te hê. Hy het ons gemaak om te maak, ten spyte van waar jy is en hoe jy voel, en hy het jou gemaak om beter te wees as dit. So as jou omstandighede, jou situasie by jou werk, by jou huis, by jou vakel, tussen vriende, familie, nie is soos wat, just give it to Jesus. Laat hy gesond. Om aan te hou, om so te voel, sê jy moet te werk, want wat maak het? Soos ek nou sê, jy gaan dood. Jy het nie lewende water wat uit jou uitvloei nie.
Jy het sulke brakwatertjies wat uit jou uitkom. En saam met dit, gaan jy dood. Jou oorlewe nie, jy gaan net aan. God sê, genoeg is genoeg. He wants to change you this way. Hy wil jou vry maak vanoggend, hy wil jou losmaak. When I first heard Tell Your Heart, Hy wil maak dat jy weer hoop het. So ek wil hê met die getuienis van oor hoe hierdie lied tot stand gekom het, en dit gaan ook oor 'n hartchirurg. En vanoggend is dit jou keuse om God dit toe te laat, om jou hart weer te laat klop. Amen, dankie. Vanoggend het jy 'n keuse om 'n robot te wees. Terwyl ek hier sit, dink ek aan, ons kan jou maklik gaan kloon. Hoor nou maar, kan jou gaan kloon. Maar daai ander kloon van jou, gaan nie die emosie hê wat jy het. Want God het jou gemaak met emosie. God het jou gemaak om 'n mens te wees met gevoelens. En dis juist as gevolg van die feit dat ek en jy 'n mens is met gevoelens, met 'n hart, dat ons baie keer soos 'n robot word. Want dit is makliker om 'n robot te wees en van die pyn ontslae te raak, en ek wil vanoggend sê, maybe it's time to let go and let God this morning. Miskien moet jy vanoggend net kom oorgee, miskien moet jy vanoggend sê, Here, kom maak my hart heel, kom maak dit wat stikkend is vanoggend weer heel. Ek het nodig dat God verander. Here, let my heart be the king. Maak my dat ek weer kan voel wat ek moet voel. Gee my weer terug my passie, gee my terug my compassion vir mense, gee my hart terug vanoggend, sodat ek kan sien as ander mense my nodig het. Maar ons is so vasgevang in die wêreld. Ons is so vasgevang in ons hartseer en ons pyn dat ons vergeet om te leef. En ons almal gaan deur dinge, ons almal het uitdagings. Let God take control of it. Let Him change it. Vergewe volgens wie jy moet vergewe, sodat jou hart kan klop. Maak volgens vrede met God. Miskien is jy volgens kwaad vir God, ek weet nie. Dalk is kwaad vir hom. Sy skuld. Miskien moet jy vanoggend net sê, Here Jesus, kom doen wat jy vanoggend moet. Miskien moet jy vanoggend sê, Here, ek weet nie wat ek kan doen, maar U weet. Ek wil nie meer so voel nie, ek wil nie meer, ek wil weer lewe. Mrs. Johnson, we did the work, it's your time to make it be the king. Wil jy vanoggend jou hart klop? Wil jy vanoggend die God moet kom wegmaak? Dat is het volgende jou gegeven het. Let it go. Moenie 'n vrot van gewees nie. Moenie die mense om jou afbring, omdat jy kwaad is, hartseer, teleurgesteld. Vanoggend wil God jou kom heel maak.
God staan by jou reg voor jou vanoggend. En hy sê, I'll come and heal you if you let me do it. Maar net hy kan dit doen. Nie ek nie. Niemand op jou. Net God. Kan die seer wat jy voel vandag, kom weg. Net God kan jou weer menslik word. Net God kan jou genees. Net God kan jou depressie wegvat. Net God kan jou vrees wegvat vanoggend. Nie ek nie, God en God alleen. Sakkie, waar jy staan of sit. As jy vanoggend nodig het, dat God gesond word, hier moet staan. Net daar waar jy staan. Sê, Here, kom maak my heel. Kom maak gesond, wat my so lang terug. Want ek het nodig dat God kom regmaak. So as jy so voel, as jy welkom te staan en daar waar jy is. Jy kan kniel, jy kan smaak. God moet kom vanoggend in die werk doen, nie ek. God wil vanoggend 'n wonderwerk doen. En hoe lewe. Jy wil vanoggend herstel bring. Hy wil vanoggend iets doen wat geen ander mens kan doen. Jou man en jou vrou nie. Net hy. En hy maak ook vanoggend. En hy kom al uit. Wat nie al uit. Hy kom maak jou lewe toe. Hy kom geef jou nuwe krag. Because he wants your heart to be the king. He wants you to have faith. He wants you to have joy. He wants you to have freedom this morning. Because he's the Lord of Lords. Mag sy goedheid en guns hierdie week agter jou aanhardloop, elke plek, elke tree waar jy gaan. Mag jy net regtig sy liefde ervaar. Wat 'n amazing, net om te weet, God is lief vir ons. En hy is met ons. Ja? So mag jy regtig geseënd wees, en mag jy net sy liefde ervaar hierdie week op elke gebied van jou lewe. En glo dat hy vanoggend die chirurgie kom doen net in jou hart, om reg te maak wat stukke is. Amen.